Want die woord van die Here sê, daar was daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. So ek vertrou, ek gaan julle nie oude daarop nie, maar ek vertrou dat dit is ook iets wat gebeur, spontaan in hierdie gemeente, dat die Here mense byvoeg. Nou, mense wat bygevoeg word, is nie noodwendig rousondaars wat tot bekering gekom het nie. Dit kan ook persone wees wat 'n honger het na meer. En ek is allerminst nie een wat enige ander geloofsgemeenskap afkraak nie. Ek dink ons het almal 'n plekkie in die son en ons het almal 'n rol om te vervul. Maar daar is sekere kerkgroepe wat nou nie hoegenaamd veel op die gawes van die Heilige Gees fokus nie, wat meer ingetoon rustig is. En wanneer iemand so bietjie 'n honger en 'n dors na meer het, dan is die AGS of die Pinkstergemeentes waarskynlik waar hulle gaan opeindig. Maar as jy nie die agtergrondkennis het nie, dan word jy ingeburger en jy begin saam te werk, maar is soms goed om, in Engels praat hulle, to have institutional knowledge. Met ander woorde, oorlewering. Iemand moet vir jou daarom vertel, waar kom ons vandaan? Want hierdie gemeente is mos nou nie van gister af hierso nie. So, vergun my vanmôre, dat ek vir julle 'n vinnige, geskiedkundige inleiding gee oor wat bring ons by Pinkster. Hoekom praat ons van Pinkster? En wat bring ons by Pinkster in Suid-Afrika? En ons multimedia, jy kan maar net by my bly, ek gaan maar net sê, ons gaan aan en dan kan jy maar afgaan. Maar voordat ek begin, wil ek gou vir julle my teksvers lees, en ek is nie seker of ek het 3 weke terug gelees het nie, maar Romeine 1 vers 11 tot 12 is 'n teksvers wat die Here vir my persoonlik gegee het, wat in die nuwe lewende, nou u sal opmerk, dat ek gebruik vandag die nuwe lewende vertaling. Ek wil asseblief dit baie duidelik sê, dis nie nuwe vertaling nie, of die nuwe verdwaling, soos baie mense dit noem nie. Dis die nuwe lewende vertaling, een van die nuwer hersiene waar hulle juis gaan probeer het om die foutjies wat ingeslyp het te gaan regstel. Die rede hoekom ek dit doen, ek is gebore en getoe met die Afrikaans 1933 vertaling, en ek kan dit uit my kop uit opsê, en meeste van ons kan dit doen. Maar omdat ons so gewoond geraak het aan hoe dit gestel word in daardie vertaling, gaan dit partymal by ons verby. So as jy dit net bietjie anderster hoor, dan maak dit weer 'n appel op jou hart. So dis die enigste rede hoekom ek vanmôre net 'n ander vertaling gebruik. Maar julle is baie welkom om notas te maak en my te gaan na te gaan. En ek wil by voorbaat sê, as enige iemand dit wat ek gaan deel graag wil ontvang, dan kan ek dit met liefde vir julle aanstuur. As die kopiereg daarop nie, dit kom van die Heilige Gees af. Amen. Romeine 11 vers 1 tot 12 sê, ek begeer met my hele hart om julle te besoek. Ek wil vir julle 'n geestelike seëning bring om julle in die geloof te versterk. Eintlik bedoel ek dat ons mekaar dan oor en weer sal bemoedig deur ons gemeenskaplike geloof. Die Here het dit vir my gegee in die English Standard Version in Engels. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you, that is, that we may be mutually encouraged by one another's faith, both yours and mine. Nou ek het die voorreg gehad om so 3 weke terug hier te kan wees, en ons het 'n baie mooi geleentheid hier gehad. En julle het net so ietsie gesien, maar ek het iets van die gemeente gesien. En ek kon dit nie uit my gedagtes uitkry nie. En vandat ek die bevestiging gekry dat ons hier gaan wees vir Pinkster, is dit wat in my hart aangegaan het. Ek begeer om julle te besoek, want ek wil vir julle een of ander geestelike gawe bring. En dit is ook hoe ek voel wanneer die Here my voorberei. Hierdie jaar, vroeër in hierdie jaar, op die video het jy baie gesien oor Rwanda. Rwanda is een van die lande waarin ons werksaam is. En ongelukkig het die regering, en jy moet hierdie goeders hoor, want ek weet ons kla baie, en ons is baie uitgesproke, en daar's baie dinge wat nou, woelinge wat nou aangaan. So mense is besig om te besef, jy weet, daar's meer wat gebeur as wat ons besef. Maar terselfdertyd bly ons nog steeds baie gerus gestel. In Rwanda, wat nie 'n moslemland is nie, wat oorheersend 'n Christelike land is, het die regering 5 jaar gelede besluit, dat hulle stel die kriteria vir 'n kerkgebou so hoog, dat die meerderheid gemeentes nie die paal haal nie. Derhalwe is daar meer as 10, hoor hierso, dis 'n baie klein landjie, daai land is so groot so Swaziland.
10,000 gemeentes is sedertdien gesluit. Die gebou is daar. As jy die gebou betree sonder dat jy voldoen aan die kriteria, dan kan jy vervolg word. Dit kan enige ander plek gebeur, want die mense wat in beheer is, het nie die gees van God nie. En daarom moet ons waak en bid. Ons moet meer bid as wat ons kla en protesteer. Dit is goed om te sê, as ons nie saamstem nie. Dit is goed om te praat, maar dierbaar is ons moet bid, ons moet die Here vertrou. So, dit is die omstandighede waar ons werk. Derhalwe, as jy vanmôre in hierdie pragtige gebou kan sit, met gemaklike sitplekke, daar's verwarming en so meer, dit maak dit vir julle so maklik om die Here te dien. Of julle het op die video gesien van die kerkies wat ek besoek. En dan is daai vir hulle, daai mense is nog bevoorreg, daar's ander mense wat onder bome kerk hou. So mag ons ook in hierdie Pinkstertyd weer besef wat ons het, en sê, Here, laat ons dit waardeer, en dat ons nie onverskillig daarmee handel nie. Maar ek is dan nou ook hier, net soos wanneer ek myself uitstrek en sê, ek is op pad Rwanda toe. As die Here wil, as ek terugkom van Amerika af, gaan ek Uganda toe. En ek hierdie gebed begin bid, ek begeer met my hele hart om hulle te besoek, en elke keer vir hulle geestelike gawe te gaan gee. En die ongelukkigheid is, vir hulle is die grootste gawe as ek met 'n sak vol geld kom. Dis maar hoe dit gaan in Afrika. Ons probeer daar die afhanklikheidsgees breek en laat hulle besef, dit wat ons vir hulle in die gees kan bring is baie meer belangrik, en dan sal die Here hulle ook verder help. Maar ek is vandag hier om vir julle weer net opgewonde te maak oor Pinkster. Halleluja. Nou as ons aanbeweeg, dan is daar so 'n prentjie op van 'n familiestamboom grafiek. Nou, dis nou maar net ietsie wat ek vinnig van die internet af gaan trek het. As jy dalk nou al ooit bietjie navorsing gedoen het oor waar kom jy vandaan en watter grootoom van jou het nou van waar af gekom, dan het jy waarskynlik so 'n grafiekie opgetrek en geplot, wie's nou my grootoupa grootjie en so meer en so meer. En vanmôre wil ek so half dit as die vertrekpunt gee, net dat ons sê, hoe lyk Pinkster, ons Pinkster stamboom, as ons nou daarna kyk, want ons praat daarvan, en as jy weet, weet jy, en as jy nie weet, weet jy nie, en dan sê partymal te bang om te sê, ek weet nie, so jy smaal maar en jy gaan aan. So ek wil nie, jy moet weet, halleluja. So kom ons beweeg aan. So net so 'n bietjie geskiedenis, en ek wil julle nie verveel nie, maar dit is baie, baie opwindend. Halleluja. En van 1873 tot 1929 het daar 'n man in die VSA gelewe, genaamd Charles Fox Parham. En hy het 'n Bybelskool in Kansas gehad, waarin hulle afgewyk het van die normale. Hulle het almal uit die Methodiste en die Presbyteriaanse kerk ensovoorts gekom, Baptiste, mense wat lief was vir die woord, wat die woord van die Here gepreek het, maar onder andere het hy met sy studente begin om 'n studie te maak van die gawes van die Heilige Gees. Met ander woorde, dat die Heilige Gees 'n lewende aspek in die gemeente kan wees, wat daagliks kan werk, en wat sy krag en sy gawes manifesteer, en dat dit dan ook gepaard gaan met die spreuke in tale. En so hy het sy studente geleer, hy het vir hulle gesê, gaan bestudeer dit, gaan bid daaroor, en hy het daaraan geglo, maar hulle het nog nie groot deurbrake gemaak nie, maar daar was 'n negerman, genaamd, die volgende skyfie asseblief, genaamd William J. Seymour, wat sy Bybelskool bygewoon het. En interessant genoeg, daardie jare was daar ook natuurlik rasseverdeeldheid in Amerika. So Seymour moes by die deur op 'n stoel sit en na die lesings luister. Hy was nie toegelaat om binne in die klas te sit. Maar hy was eintlik die een wat die hongerste was. Halleluja. So hy was 'n voormalige student van Parham. En nadat hy hierdie dinge gehoor het rondom die gawes van die Heilige Gees, dat dit nie weggeval het nie. Jy moet weet, voor dit, ons praat nou van hier in die draai van die eeu, van die vorige eeu, het dit net stil geraak in die kerk. Daar was nie meer daaroor gepreek nie, mense het nie meer daarin geglo nie, en baie mense het geglo, dit was 'n seisoen wat omgegaan het. Halleluja. Maar hy het toe beweeg na Kalifornië, en onder sy leiding het die befaamde Azusa Straat herlewing in Los Angeles uitgebreek. Nou ek wil vir julle sê, ek het al baie gehoor van Azusa Straat,
en gaan lees op oor hierdie goeders. Dit is fenomenaal wat die Heilige Gees in die begin van daai eeu gedoen het. En hoe Californië wat deesdae, ek was nou daar gewees verlede jaar en ek het nie regtig begeer om terug te gaan nie. Daai staat is seker een van die dekadentste ver van die Here afstate, maar daar's sulke mooi kinders van die Here ook daar. Maar Azusa Straat was 'n herlewing wat uitgebreek het omdat Seymour daar begin dienste hou. Eers in 'n huisie, toe raak die huisie te klein, toe kry hulle 'n groter plek wat dan nou in Azusa Straat was. En verlede jaar vat die Here my Amerika toe na 'n konferensie wat in Los Angeles, Californië plaasvind. En ek het die voorreg gehad om in Azusa Straat te staan. Ongelukkig is die gebou wat hulle gebruik het lankal gesloop, maar op die hoek is daar nou 'n tipe van 'n museum ter nagedagtenis en om die hele gedagte van Azusa Straat 'n lewendig te hou, waar jy foto's, en as jy daar staan, dan beleef jy net iets besonders. So dit was vir my 'n wonderlike besoeking aan ons Pinkster erfenis. Maar van 1906 tot 1915 het hierdie herlewing plaasgevind. En mense het in hulle duisende gestroom na hierdie saal in Azusa Straat, dat daar later 24 uur van die dag kerk gehou was. Mense het gepreek. Wat interessant was, die bywoning was van alle kleure en geure. Swart mense, blanke mense, ander volkegroepe wat daar was. Dit was ook van aller ouderdomme. As 'n mens ingaan op die geskiedenis, sal 'n mens sien dat die Here kinders so jonk as 12 en 13 radikaal gebruik het vir wonders en tekens en wat partymal opgestaan het om 'n woord van die Here te bring. Want dit is wat gebeur wanneer die dinamika van die Heilige Gees werksaam word en sonder om aan bande gelê word te kan manifesteer. Die hoofkenmerke van daai herlewing wat dan nou vir 9 jaar intensief voortgeduur het, was die doping met die Heilige Gees met die bewys van spreek in tale. So Seymour het by Perham se Bybelskool hiervan gehoor, maar hy het dit verder gevat en gesê, Here, dit moet gebeur. Dit is nie verby nie. En daar was 'n honger en daar was 'n drang by hom om dit te beleef. En toe hulle die Here begin soek vir herlewing, toe breek dit uit en mense word een na die ander gedoop met die Heilige Gees. En dan was daar ook, dit was gekenmerk dat dit deur alle rasse en volke en groepe bygewone en radikale wonders en tekens. Ek wil vir julle sê, dit gaan nie net oor talespraak nie. Die talespraak, soos julle hierdie week sal hoor, is die uitwendige teken van die vervulling met die Heilige Gees wat ek nog in detail vir u mooi sal verduidelik as jy dit nie verstaan nie. En ons gaan ook onderskeid tref. Wanneer jy 'n kind van die Here word, dan ontvang jy wel die Heilige Gees. En die Heilige Gees begin reeds werksaam wees. Maar wat ons graag wil sien is dat jy op 'n keerpunt plek kom waar die Heilige Gees totale beheer neem. En dit is wat gebeur wanneer ons vervul word, gedoop word met die Heilige Gees. En ons glo dat die uitwendige teken daarvan is die spreuke in tale. Maar ek weet van baie mense wat begin in tale te praat, hulle dit ontvang, en dan is hulle nou nie die grootste talepraters daarna nie. Dit word deel van hulle gebedstaal, hulle praat in tale, maar tale is so omvattend, dit het so verskillende maniere hoe dit uiting kry in ons gemeente, en ons gaan oor al hierdie goedjies gesels dat jy weet. Een van die besonderse goed, ek het vanmôre weer gaan opsoek, is dat meer as een keer, wanneer hulle so lekker kerk gehou het, en julle sal baie hoor, ons gaan nou ook nog daarvan sing, is die gedagte van vuur. Vuur is een van die simbole wat 100% nie geskei kan word van die karakter van die Heilige Gees nie. En ons gaan dit nou vir julle uit die skrif uit ook bewys. Maar in daardie herlewing in Azusa Straat was daar meer as een keer vlamme op die dak, dat die bure wat nie daar was, die gesê het, hier's groot fout, kom ons bel die brandweer. Dan kom die brandweer daaraan en hulle probeer iets blus wat jy nie in die fisiese kan blus nie. Want dit was 'n manifestasie, dit was nie werklike vlamme wat geblus kan word nie, maar dit was die vlamme van die Heilige Gees.
as julle dink dit is verregaande of dat hulle in Engels sal sê it's a little bit far-fetched. Ek wil vir julle sê, dit is die probleem met ons hedendaagse samelewing. Ons plaas die Here in ons boksie. Wat kan nou werk? Wat is nou aanvaarbaar? Wat gaan my nie soos 'n gek laat lyk nie? Nou ek wil vir jou sê, die Heilige Gees sal jou nooit soos 'n gek laat lyk nie, my liewe broer en suster. En as u vanmôre hier ingekom het met daai vrees, wil ek vir julle sê, ons het vanmôre 8 uur hier gebid, juist dat die Here harte sal verander. Wees net nuuskierig. Just taste and see what God can do. Wat ek altyd sê is oor nuuskierigheid, jy kan sien waaroor dit gaan en dan kan jy terugtreë en jy kan nigter oor dit dink. So as jy iets sien vanmôre wat jy dink, dis dalk bietjie oordrewe, is bietjie fanaties. Laat die Heilige Gees met jou daar werk. Maar moet dit nie uitsluit en dit nie eers beproef nie. Jy sien, die woord van die Here sê beproef alle dinge, behou die goeie. Moenie jouself afsluit daarvan nie. Want dan gaan jy jouself beroof. Maar ek wil vir jou uit my hart uit sê, my hart vir hierdie gemeente is nie dat ons bekend moet staan as 'n kerk waar weer dinge gebeur nie. Mense moet weet, dis 'n gemeente waar die krag van die Heilige Gees ongebonde manifesteer. En soms haal dit ons uit ons gemaksone uit. En om uit jou gemaksone uit te wees, beteken nie jy's 'n gek nie. Dit beteken net, die Here haal jou uit daar waar jy die skanse om jou gebou het, waar jy so heilig en veilig is. Halleluja. Prys die Here. So dit is wat die agtergrond van Pinkster en dat die Here die kerk weer besoek het en 'n vars uitstorting gebring het van die Heilige Gees. Nou ons gaan nou gesels oor die eerste uitstorting van die Heilige Gees. Ek kry net so vinnige aanloop. Die volgende skyfie, nou bring ons dit bietjie nader aan die huis. 'n Man wat alom bekend staan in Suid-Afrika en in wêreldkringe is dit opgeteken dat hy is die vader van die AGS in Suid-Afrika is genaamd John G. Lake. En hy was 'n Kanadees-Amerikaanse evangelis en sendeling wat toevallig by die Azusa Straat herlewing uitgekom het. Nou baie mense sê daai woordjie toevallig is nie 'n lekker woord nie en dan breek hulle hom aan sê toeval die lig. Jy weet, ons sê dis toevallig, maar niks is per toeval nie. Die Here beskik dat dinge moet gebeur. So John G. Lake het daar uitgekom en hy wat toe al reeds 'n vurige sendeling was en 'n evangelis word oortuig van die doping met die Heilige Gees. En hy besluit om na Suid-Afrika te kom saam met 'n ander man genaamd Thomas Hesmelhoff. Daar was ook ander mense in hulle geselskap en hulle daag toe op in Suid-Afrika al 117 jaar gelede. By die hawe in Kaapstad en hulle staan daar en hulle luister en die Here sê goed, julle is nou amper daar, nou soek julle 'n trein na Pretoria. En neem toe nou 'n trein en toe hulle of 'n trein na Johannesburg en toe hulle nou in Johannesburg aankom, toe staan hulle nou weer op die perron en sê Here, maar wat nou? Daar was 'n dame met die van good enough wat 'n stem van die Here gehoor het en gesê het berei kamers voor, ek is besig om diensknegte te stuur wat jy moet ontvang, sonder om te weet wie hulle is, gaan sy na die stasie toe en sy staan en wag. Sê Here, hulle gaan seker enige aankom en op 'n wonderbaarlike manier kom hulle by mekaar uit en sy sê moenie bekommerd wees nie, die Here het klaar vir my gesê, daar's vir julle voorberei, sy vat hulle na haar huis toe. En hulle begin met dienste. En deur die loop van 1908 vind die AGS van Suid-Afrika geboorte in Johannesburg en dit sprei uit wêreldwyd. Halleluja. So hy word erken as die vader van die AGS en sy bediening het 2 duidelike kenmerke gehad. Die boodskap van die Pinkster en die doping met die Heilige Gees en dan tweedens genesing en wonders en tekens. En hy het dit gepreek dat die era vir wonders en tekens en die era vir die gawes van die Heilige Gees het nog nie verbygegaan nie. Dis al 117 jaar gelede. Nou ek is hier om te sê en ek sê dit met groot omsigtigheid, maar persone wat al profeties in my lewe ingespreek het gesê dat die Here wil bevestig dat daar iets van 'n vuur van John G. Lake in my is en dat ek dan nou ook die Pinkstervuur na ander lande toe neem en dan ook so 'n bietjie weer kom vuur maak hierso in mooi Standerton by Ekklesia gemeente. En soos ek al reeds genoem het,
vanjaar vier die AGS sy 117de bestaансjaar. Nou, as ons aanbeweeg, dierbares, dit is die agtergrond van Pinkster. Dit is hoe Pinkster weer 'n oplewing beleef het in die begin van die 19de eeu en hoe dit dan nou ook in Suid-Afrika uitgekom het. Interessant genoeg, jy weet, oor die algemeen, as 'n mens nou kyk na baie tendense, televisie was in Amerika gewees lank voor dit in Suid-Afrika uitgekom het in 76. En so kan ons oor baie tegnologie praat. Maar John G. Lake het die Pinkster boodskap na Suid-Afrika toe gebring in die hitte van daardie uitbraak. En wanneer ek in Amerika toer, dan vra mense vir my, jy weet, kom ons wees maar eerlik, Amerikaners kan nogal arrogant wees. Ek is lief vir hulle, maar hulle kan bietjie arrogant wees. En hulle het 'n baie arrogante president, maar wat opstaan vir die Here. En dis wat ons nodig het in hierdie dag en uur. Dan sê hulle, maar wat, ons weet julle is lief vir die Here, maar wat bring julle vir ons? Dan sê ek, ons bring vir julle die resultaat. Ons bring vir julle 'n oes van 'n sendeling wat 117 jaar terug Pinkster na Suid-Afrika toe gebring het. En wanneer ek vir hulle begin vertel, dan raak hulle hongel en sê hulle, ons is die land wat vir John G. Lake uitgestuur het, maar ons het weer 'n vars aanraking van die Heilige Gees nodig. Derhalwe moet jy asseblief vir ons bid. As die Here wil, van die 24ste Junie tot die 22ste Julie sal ek en my gesin in Amerika wees. Inteendeel, ek vertoef bietjie langer, ek kom eers die 4de Augustus terug. En ek preek by verskeie gemeentes, Pinkster gemeentes, wat lief is vir die Heilige Gees. En wat ook aandeelhouers is in die werk van die Here. Lukas 3 vers 15 sê, hy het hulle vrae beantwoord deur te sê, ek doop met water, dis nou Johannes, maar iemand wat groter as ek is, kom binnekort, iemand soveel groter dat ek nie eens werd is om sy slaaf te wees nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Soos jy wonder waar die vuur ding vandaan kom, dit was al reeds gesê deur Johannes alvorens die dag van Pinkster aangebreek het. Halleluja. Johannes het 'n vooruitskouing gehad van wat gaan kom. Hy het gedoop in water, maar hy het gesê, een kom na my, wat julle moet. Daarom moet ons weet, ons praat van die drie eenheid van God. God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. En hoewel die Seun van God, Jesus, nie meer fisies hier is nie, was dit deur hom geïnisieer, die doop. En dit is wat hy begeer het vir die kerk, wat hy opgewek het en wat hy hier gelaat het. Daarom het hy ook gesê, moenie bekommerd wees as ek weggaan, los ek vir julle trooster, wat na my gaan kom. En dit is die Heilige Gees. So dit is 'n werk van Christus. Halleluja. Nou ja, kom ons kom uit by die ware verhaal van Pinkster en die uitstorting daarvan. En dit is dan opgeteken in Handelinge 2 vers 1 tot 3. En dit lees as volg. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het. Nou kom ek sê net gou vir julle so, Pinkster was 'n fees wat bestaan, dit is 'n Joodse fees. Daarom moet ons nie die dinge van die Ou Testament weggooi nie, dit bou alles op. Maar die Here het 'n besonderse besoeking in daardie tyd in gedagte gehad. Toe die tyd van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En toe ek hier instap en ek sien die eerste hoeksteen daar agter sê Kolossense 3:13 tot 14 eenheid. En dan sien ek daarbo 1 Johannes 4:13 geesvervuldheid. Toe weet ek nee, iemand in hierdie gemeente het hierdie ding verstaan. Dat sonder eenheid gaan ons nêrens heen nie. Sonder eenheid moet ons nie verwag dat ons 'n besoeking van die Here gaan ontvang nie, dierbares. In die dag waarin ons lewe is eenheid van meer belang as ooit van tevore. Die Pinksterfees het aangebreek, hulle was eendragtig by mekaar. Vers 2, daar kom skielik uit die hemel, nie deur mense, fanatiese mense, iemand nie, jy weet, iemand wat nou weer weghol met 'n ding, nee, uit die hemel, 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul. Kyk net die woordeskat wat hier gebruik word. Niks of niemand word uitgesluit nie. Derhalwe wil ek by jou pleit, soos ons deur
al die dienste gaan, dat jy nooit op 'n plek sal kom en sê, dit is nie vir my nie. Want ek wil vir jou beloof, dit is vir almal. Halleluja. Toe is, en die hele huis gevul waar hulle gesit het. Vers nommer 3. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat toe later ook sigbaar was by die Azusa straat uitstorting van die Heilige Gees, wat hulle self verdeel het en op elkeen gaan sit het, en baie dankie aan die kreatiewe span wat vir ons die tonge van vuur hier uitgebeeld het, laat dit vir julle 'n radikale voorbeeld kan wees terwyl ons deur die woord gaan. Hy het hulle verdeel en op hulle elkeen van hulle gaan sit. Elkeen. Vers nommer 4. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle uiting gegee het om te spreek. Nou kom ek vat net gou saam al die mooi woorde. Eendragtigheid word daar genoem. Die hele huis, niks word uitgesluit nie. Soos hulle op elkeen gaan sit. Hulle is almal vervul en hulle het gespreek in ander tale soos die Here aan hulle uiting gegee het om te spreek. So daar's genoeg bewys net by die eerste uitstorting van die Heilige Gees. Dit is nie 'n eksklusiewe ding nie. Dit is nie vir die te mense nie. Daar's mos mense wat altyd sê wees versigtig vir 'n te. Want dit kom by die ding van die Here is daar nie 'n te nie. Halleluja. Daar's altyd meer om te beleef. Prys die naam van die Here. Die uitstorting van die Heilige Gees. En Here, in die naam van Jesus kom bid ek nou, dat U besig is om harte voor te berei. En Here, waar daar skanse is, waar mense gesê het, ek twyfel nie daaraan nie, maar dis nie vir my nie. Dis nie my karakter nie. Here, dat U daai skanse sal afbreek. Ek kan dit nie doen nie. Want as ek dit doen, gaan ek dalk te verkeerd te werk gaan. Ek wil ook nie mense klo nie, Here. Ek wil nie hê almal moet soos Pieter wees nie. Ek wil hê elkeen moet wees wie God hulle gemaak het, maar met die vars aandoening van die Heilige Gees. Kom Heilige Gees, soos ons gevra het by ons laaste lied, kom waai deur ons. Kom waai nou deur ons en bring ook verligting in die Gees. Bring openbaring in ons gees. Halleluja. Ek wil vir julle sê, liewe vriende, ek erken dat elkeen van ons het ons eie karakter. Jy kry net mense met 'n meer ingetoe karakter. Ons noem hulle introverte. Nou ek is 'n interessante persoon, ek is so ietsie van beide, want as ek nou hier voor julle staan, sê julle nou dink, ek is nou by uitstek nie 'n introvert nie. Maar daar is sekere situasies waarin ek so ongemaklik voel. En daarom is ek so dankbaar dat die Here vir my 'n ekstrovert vrou gegee het, want ek hoor gister julle pastoortjie gebruik 'n woord wat ook baie onbemind geraak het in die kerk, en dit is huisbesoek. Ek is nog geskool in die dae van huisbesoek, maar ek moet nou vir eerlik vir julle sê, as daar nou iets is wat ek nou, I dreaded it, is om by vreemde mense aan te kom en 'n gemeenskaplike onderwerp te kry om oor te gesels, veral as jy kan agterkom, hierdie mense kom nou nie so gereeld in die kerk nie. En jy kan dalk sien dat sekere van die goedjies waarmee hulle besig hou is nou nie kerkgoedjies nie. Want ek is nie 'n vurige sport ondersteuner dat ek al die mense se name op die punte van my vingers ken nie. Al wat ek weet is hou by die blou. Halleluja. En toe gee die Here vir my 'n Shark ondersteuner vrou wat 'n groot vuriger rugby ondersteuner as ek is. Halleluja. Maar ek wil vir julle sê, as jy Pinkster nie lekker verstaan nie, daar's sekere goed wat jy eers moet beleef voor jy dit gaan verstaan. Derhalwe, mense verstaan Bloubulle nie. Maar as jy al ooit op Loftus was en jy het daar gesit en die atmosfeer gevoel en jy stap daar uit, dan het jy die openbaring gekry. Soos baie so, maar as jy nou nie 'n Bloubulle ondersteuner is nie, wil ek jou nie afstoot nie. Ek kan myself nou nie indink wat dit is om 'n Shark ondersteuner te wees nie. Maar ek is met 'n pragtige Sharks ondersteuner getroud. Ek wil vir julle sê, dierbares, hoekom ek hierdie grappies maak. Dit is nie 'n daar ver mystieke ding nie. Die Heilige Gees is 'n alledaagse ding.
Dis nie iets wat ons net in Pinkster weer laat opvlam nie. Dit wat hier gebeur, moet 'n effek hê op die res van die jaar, en wanneer die volgende Pinkster kom, dan is ons net weer afstof en kyk, wat kan ons nog byleer, of Here, wat het ons gemis? Wat het ons dalk, want dit noodgedwonge sal ons partymal seker goedjies afskeep. Dis waaroor feeste en so aangaan. Wanneer ons Paasfees hou, dan fokus ons weer op die prys wat betaal is. Want ons vier dit eenmal 'n maand met nagmaal, maar partymal gaan dit ook maar so vinnig verby. Maar wanneer dit die Paasfeestyd is, dan word ons weer diep, intens bewus van die groot offer wat vir ons betaal is. Halleluja. So, die Here het opgevaar. Hy het gesê, ek gaan vir julle trooster stuur. Nou toe hy die woorde trooster gestuur het, dan klink dit vir ons in hedendaagse terme. Wanneer ons praat van om iemand te troos, toe maar, alles sal oukei wees. En ek sê asseblief, ek sê dit nie met onverskilligheid nie. Kom ons dink aan iemand wat deur rou gaan. Hulle het vertroosting nodig. Hulle het daai hand op hulle skouer nodig wat sê, dis nie lekker nie, maar jy sal hier deurkom. En ek sal saam met jou wees. As jy 'n teleurstelling gehad het, dan het jy iemand nodig om vir jou troostwoorde te gee. Maar dan kyk ons na die dinamiek van die Heilige Gees. Dan sien ons dat die inhoud van die troos wat die Here Jesus in stoor gehad het vir sy kerk, was baie meer as net 'n klop op die skouer wat sê, alles sal oukei wees. En dit is wat ek net wil hê, dat elkeen vanmôre weer opnuut vir hulle self 'n begeerte na sal kweek. Ten besluite vanmôre, Handelinge 1 vers 8. En ek lees dit vir julle in die Nuwe Lewende Vertaling, en dan sal ek dit vir julle, net om julle te spoil vanmôre, in die ou vertaling ook lees. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. Daarom as jy sê jy's 'n geesvervulde kind van God, maar daar is nie krag in jou lewe nie, dan trek ek so bietjie in twyfel. Of dan wil ek ten minste sê, jy het 'n vars aandoening van die Heilige Gees nodig. Hoekom ontvang ons die krag? En julle sal oral eerstehands mense van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Handelinge 1 vers 8 in die 53 vertaling. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal, nie sommige nie die wat voel ek het 'n evangelistiese salwing nie, die woord van die Here sê, julle sal my getuies wees. En dan begin hy nou, hierdie is julle Jerusalem. As jy nou iemand is wat selde uit die dorp uit gaan, maak dan seker dat jy ten minste die Jerusalem mandaat vervul. Wees 'n lewende getuie. En hierdie krag is wat in die besonder toeganklik is vir ons wat sê ons is introverte. Want ek wil vir julle sê, dis net die krag van die Heilige Gees dat ek hier so staan. Julle moes my by my eerste preek gesien het. Man, as ek agter 'n gordyn kon preek, dat die mense net my stem hoor, dan sou ek dit gedoen het. Want ek was vreesbevange. Maar die Here het vir my in die afgelope 25 jaar geleer om dit te oorkom. Dis deur die krag van die Heilige Gees. Ek lees weer vir julle, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek gaan vra dat ons pianiste, of sommer ons hele band na vore kom so lank. Ons gaan die Here se aangesig soek in hierdie huis. Ons is amper klaar, geliefdes. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Judea en Samaria en tot die uiterstes van die aarde. Halleluja. Ek gaan vra dat u net u hart sal voorberei en sal sê, Heilige Gees, ek stel dit nou aan u, ek is dors, ek soek meer vir u. Kom ons speel sommer waai deur my. Halleluja. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees vanmôre. Miskien is jy 'n ou stryder wat kan sê ek is in 19 soveel gedoop met die Heilige Gees. Miskien was jy die voorbok in die kerk gewees en het so baie vir die Here gedoen en die krag en die vuur van die Here was op jou. En nou dat jy ouer geword het, laat jy toe dat die vyand vir jou lieg
en sê ja, dis oor dat jy oud geword het, laat dit maar vir iemand anderster. Nee, ek wil vir jou sê, die woord van die Here sê, totdat jou ou dag kan jy aktief vir die Here iets beteken. Halleluja.